Ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U dat ons ook vanmôre weer hier in U huis bymekaar kan kom. Here, ons dankie vir U groot liefde en genade, U goedheid en U guns wat U ook deur elke dag aan ons bewys. Here, ons dankie dat ons U kinders kan wees en dat ons kan weet U is ons God. Maar Here, ons dankie dat ons kan weet U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. En Here, wat 'n voorreg dat ons ook in U diens kan wees, dat ons U as ons koning kan erken en dat ons ook deur U krag in hierdie wêreld lig en sout vir U kan wees en dat ons ook kan leef tot eer van U naam. Here, waar ons nou met U woord gaan besig wees, wil ons dan ook vra, werk met die Heilige Gees in ons harte en deur ons verstand, gee dat ons sal hoor en verstaan, dat ons ook sal luister na wat ons hoor en dat ons dit ook in ons lewens sal gaan uitleef, om ook daardeur die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom, dan ook aan U te bring. En daarom vra ons, Here, spreek nou tot ons, want ons die kinders wil graag luister en ons bid dit alles as dit U wil is, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, soos ek gesê het, dis nou ons tweede preek, kom ons noem dit maar so, hier uit die Psalms uit, wat vir ons wys dat God is koning. So die opskrif bo Psalm 95 wat ons vanmôre gaan behandel, sê die opwekking, met ander woorde die oproep om God te loof en hom gehoorsaam te wees. Nou ek lees vir ons Psalm 95, daarvan vers 1 af, net die 11 verse. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig ter ere van die rots van ons heil. Laat ons sy aangesig tegemoet gaan met lofsange hom toejuig. Want die Here is 'n groote God, ja, 'n groot koning bo al die gode, in wie se hand die diepste plekke van die aarde is, en die toppe van die berge is syne, aan wie die see behoort wat hy self gemaak het, en die droë land wat sy hande geformeer het. Kom, laat ons aanbid en neerbuk, laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het, want hy is ons God, en ons is die volk van sy weide, en die skape van sy hand. Ag, as julle vandag maar na sy stem wou luister, verhard julle hart nie, soos by Mereba, soos op die dag van Massa in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek het, my beproef het, alhoewel hulle my werk gesien het. 40 jaar het ek 'n afkeer gehad van hierdie geslag en gesê, hulle is 'n volk met 'n dwaalende hart en hulle ken my weë nie, sodat ek in my toren gesweer het, waarlik, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Nou goed, as teksvers wil ek vir ons hier die 3de vers uitlig. Hierdie 3de vers wat ons gelees het sê, want die Here is 'n groote God, ja, 'n groot koning bo al die gode. Want die Here is 'n groote God, ja, groot koning bo al die gode. So hierdie Psalm wys vir ons verder hoekom God koning is, hoekom hy waardig is om deur ons geaanbid te word en geloof en geprys te word. Dis juis 'n oproep om God te loof en te prys. En wanneer mens na hierdie Psalm kyk, dan sal eintlik twee groot goeders wat gebeur, twee hoofdinge wat gebeur. Die eerste ding, die eerste 7 verse, is die psalmdigter hier, en ek sal nou meer oor hom sê, wat ons oproep en sê, loof en prys God, en dan van vers 8 af tot by vers 11, die tweede gedeelte. Ons sien hier uiteindelik 'n wending wat plaasvind. Ons sien in die eerste 7 verse duidelik, dis die psalmdigter wat hier as die psalmdigter skryf, en hy sê, loof en prys God, en hy gee vir ons redes, en ons gaan vandag kyk na daai redes, hoekom ons God moet erken as koning, hoekom ons hom moet loof en prys.
Maar dan van vers 8 af, is dit asof die persoon verskuif, wil ek amper sê, dis nie meer die psalmdigter wat hier skryf nie, maar dis eintlik so half 'n profetiese rede wat in 'n sekere sin hier inkom. Dis nou God self wat nou hier spreek. Men sien dit van vers 8 af, nie noodwendig so duidelik nie, maar in vers 9 dan word dit vir ons duidelik waar hy sê, waar julle vaders my versoek het, en die my word ook so mooi met 'n hoofletter, en my met 'n hoofletter beproef het. So ons sien dis asof die psalmdigter was hier besig om hierdie psalm te skryf, en dan is dit asof die Heilige Gees oorneem, en dan is dit eintlik God self, en ons sien dit baie kere in die psalms dat dit gebeur. So dis hierdie twee definitiewe goeders wat in hierdie psalm gebeur. Eers die oproep uiteindelik om God te loof en te prys, en dan wil ek amper sê die tweede gedeelte is hierdie oproep ook, maar deur God self, hierdie vermaaning wil ek amper sê. Moenie so kla nie, want dis eintlik waaroor dit hier gaan. Moenie julle harte verhard nie, moenie so ondankbaar wees nie. Maar onthou dat ek God is, en dit speel 'n belangrike rol, en dat ek die koning van die konings is. Nou, tweedens moet ek sê, as ons hierdie psalm reg wil verstaan, moet ons die agtergrond verstaan waaruit hierdie psalm geskryf is, of waarvoor hierdie psalm ten minste geskryf is. Nou, die slim ouens verskil so bietjie, maar ek wil sê, dis redelik duidelik, dat hierdie is 'n psalm wat Dawid self geskryf het. Maar of hy hom nou geskryf het of nie, is nie so belangrik nie, maar wat 100% duidelik is uit hierdie psalm uit, is hierdie is 'n psalm wat geskryf is vir die fees van die tabernakels, of Sukkot, soos wat hulle dit in die Hebreëus noem, of eintlik in ons maklike taal vandag noem ons dit die loofhuttefees, of ook noem hulle dit baie keer die oesfees, maar is alles een en dieselfde ding, en as ons die agtergrond daarvan verstaan, dan wil ek amper sê, gaan hierdie psalm vir ons oop. Nou, ek wil dit vir ons probeer verduidelik. So hierdie fees, die fees van die tabernakels, of baie noem die fees van die hutte, of die fees van die tente, of die oesfees, of die loofhuttefees, of Sukkot, soos wat dit ook bekend is 'n fees wat Israel gevier het, of begin vier het, toe hulle in die beloofde land Kanaan aangekom het, nadat hulle die 40 jaar in die woestyn was. En hoe hierdie fees gewerk het, is hulle het vir 7 dae lank, het hulle gewoonlik in hutte gebly, of tente baie keer ook, maar die konsensus is, dit was hutte wat hulle met takke en blare gemaak het, en die dak moes oop gewees het, ek wil amper sê so half skuins, sodat hulle ook die sterre en die goeters kon sien. En die gedagte aan hierdie fees was om terug te dink aan die 40 jaar wat hulle in die woestyn was, toe God hulle eerstens, en dit is belangrik, as slawe uit Egipte bevry het, en hulle toe uiteindelik gebring het in die beloofde land, maar hulle dink nou terug aan daai 40 jaar wat hulle in die woestyn was, en daar het baie dinge in die woestyn gebeur wat belangrik is. God het eerstens vir hulle gesorg. Fisies weet ons met die manna en die kwartos, wat daar was kos vir hulle om te eet. Maar ook lees ons in die Bybel, en ek sal dit nou vir ons lees, dat selfs hulle klere het nie versluit nie, en hulle voete het nie geswel nie. Ons moet onthou, hulle was vir 40 jaar daar, daar was nie noodwendig ander maniere om klere en sovoorts te kry, en hulle het feitelik elke dag geloop. So op jou liggaam wil ek amper sê, die ys wat dit op jou liggaam stel, en die ys wat dit van jou klere, want hulle is in die warm son, so die son brand ons klere vodde, en as ons heeltyd beweeg, en ons is heeltyd besig, dan ons klere hou nie vir ewig nie. Maar in die Bybel word dit vir ons gesê, in Deuteronomium 29 vers 5 byvoorbeeld lees ons, dat God sê, en ek het julle 40 jaar lank in die woestyn laat trek, julle klere het aan julle nie versluit nie, ewenmin jou skoene aan jou voet. En in Nehemia, so Deuteronomium is nou waar hulle op die punt staan om na die beloofde land in te gaan, maar Nehemia is baie jare later, wanneer hulle in ballingskap was, en wat God hulle gered het, en nou kom hulle terug, onder Esra en Nehemia, terug Israel toe, en hulle bou weer die stad en die tempel. En in Nehemia 9 vers 21 sê Nehemia, en 40 jaar lank het U hulle onderhou in die woestyn. Hulle het nie gebrek gehad nie, hulle klere het nie versluit, en hulle voete nie geswel nie. So hierdie loofhuttefees was 'n fees waar hulle teruggedink het aan alles wat God vir hulle gedoen het, hoe hy hulle op elke manier moontlik, wil ek amper sê, onderhou het. Kos, liggaamlik, wat hulle klere aanbetref, het hulle beskerm in die woestyn teen al die vyande, teen al die gevare, die wolwe en die leeu's en die beere, en
waar daar ook al mag gewees het. So dit is baie belangrik, hulle het teruggedink daaraan. Maar nog meer as dit, hierdie loofhuttefees, soos ek gesê het, is ook bekend as die oesfees, en dit het gewoonlik plaasgevind aan die einde van die oesseisoen, wat nou aan die einde van die herfs was, altyd vir hulle. Dis waar hulle al die kos ingesamel het, of al die oes ingesamel het, in maklike taal. En dit wys weer eens vir ons daarop, nie net dat God hulle bymekaar gebring het nie, want ons is die oes, maar ook dat God aan hulle voorsien het. En dit alles gee vir ons rede, uiteindelik om God te loof en te prys en te aanbid. Maar daar is 'n nog dieper rede wat nog ingewerk kan word, en dit is dat baie reken dat Dawid hierdie psalm dalk geskryf het met die inwyding van die tempel. Nou, ons moet onthou, dis Dawid se seun Salomo, en hy was al 'n ou man gewees op daai tyd. Dis nie te sê dit is so nie, maar die punt is net, met die inwyding van die tempel was die loofhuttefees weer ook gehou gewees deur die volk. Nou, dit wys ook vir ons op die verandering wat God gebring het. Daarom word dit juist die fees van die tabernakels ook genoem. In die woestyn was dit die tent gewees, die tent van samekoms of die tabernakel. Dit was die kerk wat hulle eintlik maar rondgedra het, soos wat hulle getrek het. En dan bring God hulle uit die woestyn uit, in die beloofde land in. So dis die verandering wat kom. Nou bly hulle nie meer in die hutte of in die tente nie. Nou in die beloofde land het hulle huise met hulle uitgekapte waterbakke en alles wat dit vir hulle maklik maak, amper soos ons watertanks vandag wat die water opvang. En in die beloofde land word uiteindelik die tempel gebou onder Salomo. So hierdie rondtrekkende kerk wat 'n tent was, dis nou nie meer 'n rondtrekkende kerk nie, maar dit word nou, ek wil amper sê, 'n pragtige gebou gewees met al sy glorie wat onder Salomo gebou word en ingewy word. So die omstandighede word verander. En so ook die Israelitiese omstandighede wat verander word. En uiteindelik hulle lewens wat beter word daardeur. En ook belangrik is uiteindelik die vrede en die rus wat daarmee saamkom. Dit is ook 'n belangrike tema in hierdie gedeelte. Daar is nie meer die voortdurende getrek en die voortdurende geskarrel nie, maar hulle is nou gevestig in die beloofde land. En dit alles wys vir ons ook daarop dat God is 'n getroue God, want hy het vir Abraham gesê, baie geslagte voor dit, het hy vir Abraham gesê, ek sal vir jou volk die beloofde land gee. Hy is die getroue verbondsgod. En die belangrike vir ons vandag is ons sien dat hierdie selfde omstandighede kan ons ook op onsself van toepassing maak. Wanneer ons na hierdie psalm kyk, dan word ons ook opgeroep om God te loof en te prys en te aanbid, omdat God die een is wat ons omstandighede voortdurend weer verander. In ons eie lewens, maak nie saak wat in ons lewens gekyk het, jy moet ons vir mekaar herken. As ons terugkyk op ons lewens, dan was daar ook dalk woestyntye, dit was ook dalk swaar, dit was moeilik, dit was nie maklik nie. Maar deur dit alles het God ons gedra, en hy is nog steeds die vertroue verbondsgod. Hier sit ons vandag, ons is deur die geloof kinders van Abraham. Maar dan roep hy ons op, en dit is juist die ding hier, ons word opgeroep ook in vers 2, om tot God se aangesig te nader, om God se aangesig tegemoet te kom. En dit is in 'n sekere sin vir ons die opdrag. In die Bybelse tyd het hulle baie duidelik verstaan, hierdie opdrag, kom nader tot God, of nader voor God se aangesig. Het beteken, kom na die tabernakel toe, kom na die tempel toe. So vir ons vandag is dit daai selfde opdrag. Hoe wys ons ook dat ons God gehoorsaam is, dat ons hom loof en prys en hom eer, is deur kerk toe te kom. En die wonderlike is, in die Nuwe Testament kom Jesus ook, en dis juis by die groot fees, die loofhuttefees daar in die Nuwe Testament, dit word vir ons beskryf in Johannes 7 en Johannes 8, waar Jesus in die tempel leer, en dan aan die einde van die fees, dan staan hy ook op, en ek wil dit wys hier in Johannes 7, in verse 37 tot 39 lees ons, en op die laaste dag, die dag van die groot fees, hierdie selfde fees waarvoor hierdie psalm geskryf is, het Jesus opgestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. En hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo.
want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. So dit het gebeur voor hy gekruisig is en voor die Heilige Gees uitgestort is. Maar hier's 'n paar belangrike dinge hier wat ons moet sien, en ons gaan later daarna toe terugkom. En dit is dat Jesus sê hier, almal wat dors het, kom na my toe in die woestyn, en ons gaan dit nou sien, het hulle gekla omdat hulle dors was. En Moses moes op die rots geslaan het, en daar het uit die rots uit, het daar uiteindelik water uitgekom. En Jesus is hier die ene wat in 'n sekere sin sê, dat ek is dieselfde God, wat julle deur die woestyn gelei het. Net soos julle op God vertrou het, of kon vertrou, want hier is die bewyse nou, julle is vandag hier, julle is Israeliete, en ek kan hier in julle midde opstaan. So kan julle op my bly vertrou. Dit is in 'n sekere sin die kern van die boodskap vandag. Jesus sê, ons kan op hom vertrou, hy het die werk reeds vir ons gedoen. Hy het vir ons aan die kruis gesterf, en vir ons die dood oorwin, sodat ons ook ons beloofde land, wat nie die land Kanaan is nie, maar die ewige lewe, uiteindelik kan ingaan. So dit geld uiteindelik net so vir ons vandag, dat ons dit ook kan weet. En daarom is die oproep maar net soveel vir ons, soos wat dit vir die oorspronklike hoorders was, dat die psalmdigter sê, loof en prys vir God, erken hom as die rots waarop jy bou, erken hom as die God van die gode, en ek sal nou iets daaroor sê, as die koning van die konings, hy is waardig om geloof, geprys, geëer, aanbid te word, want hy is die koning van alle konings, en hy het dit vir ons moontlik gemaak, as ons vir so 'n oomblik kan terugkeer na vers 2 toe, om tot God se aangesig te nader in 'n spesiale manier, want toe Jesus gekruisig is, het daai voorhangsel van die tempel geskeur van bo af, en dit is simbolies daarvan dat waar die volk in die Ou Testament nie in daai allerheiligste vertrek kon ingaan, waar die ark was met die 10 gebooie, die tabernakel daar binne nie, of die ark van die verbond nie. Nou is daai voorhangsel geskeur deur Jesus se bloed, wat ons sondes afgewas het, en wat ons skoon kom maak het, en rein kom maak het voor God, kan ons nou nader tot God. Dis hoekom ons in die kerk in tweegesprek kan wees met God. Dit is die wonderlike daarvan. Hy gee vir ons sy woord, en ons bid tot hom, en ons sing, en daar's 'n tweegesprek wat voortdurend plaasvind. Maar goed, so dis die eerste ding wat ons sien. Die tweede ding, nog steeds onder die eerste punt, wil ek amper sê, so kom ons noem dit maar 1.2, wat gaan oor die rede hoekom ons God moet loof en prys, is ook uit ons teksvers uit in die spesifiek, omdat God is die koning van al die gode. Nou as ons hier hoor die koning van al die gode, dan moet ons nie dink, daar's ander gode wat bestaan nie. Dis eintlik poëtiese taal, met ander woorde in hierdie kuns, in hierdie digkuns van hierdie psalm, want dit is 'n poëtiese psalm hierin, is dit 'n manier van die psalmdigter om uiteindelik te sê dat daar bestaan nie ander gode nie, wanneer hy sê God is die koning van al die gode. En hy wys dit vir ons in die volgende psalm, wat ons volgende Sondag na sal kyk. Maar in vers 5 van psalm 96 sê hy, want al die gode van die volke is afgode, met ander woorde hulle bestaan nie, maar die Here het die hemel gemaak. So wat hy eintlik sê is, die gode van die afgode kan niks doen nie, hulle is maar net gemaakte beeldjies. Hulle kan nie iets skep of iets maak nie, maar God is die God wat die hemele gemaak het, wat alles gemaak het. En dit is wat hy dan uiteindelik verder in die res van hierdie gedeelte sê, van vers 4 tot by vers 7. Hy sê, God is die God wat alles gemaak het. Ek wil amper sê, hy slaan met elke vers, slaan hy die spyker net so bietjie dieper uiteindelik in, en daarom is hy waardig om geloof en geprys en aanbid te word. Maar kom ons kyk so kortliks daarna. So in vers 4 word dit uiteindelik vir ons gesê, dat God is nie soos die afgode van die oudtyd nie. 'n God, hulle het gedink, al die nasies rondom Israel, en toe hulle getrek het in die woestyn, en toe hulle in die beloofde land was, veral in die Ou Testament, het hulle gedink, daar is 'n God van die berge, en daar is 'n God van die see, en daar is 'n God van die woud, en daar is 'n God van die veld, en daar is 'n God van die oes, en daar is 'n God van elke ding, miljoene gode wat daar is, en ons sien dit vandag nog. Ek dink nou byvoorbeeld aan die Hindoes, hulle het miljoene gooitjies vir alle goeters, en beeldjies en al die goedjies. En selfs in die Nuwe Testament het ons dit nog steeds gesien in die Nuwe Testamentiese tyd. Die Grieke het dieselfde gedoen. Hulle het al hierdie gode gehad. Daar's Zeus en daar's Poseidon wat die god van die water of van die see was. En daar's vir allerhande goed is daar verskillende gode.
Maar die psalmdigter sê, nee, dis nie die God van dit of die God van dit nie. God is die God van alles. Hy is die groot en almagtige God en hy is die skepper van alle dinge. Daarom is hy die God van alles. Dis wat vers 4, hy sê, hy hou alles in sy hand. Dit laat my dink aan daai liedjie wat ons as kinders gesing het, hy hou die hele wêreld in sy hand. So, hy hou alles in sy hand, en wanneer mens werklik daarna gaan kyk, dan moet ons die grootheid van God besef. Daar's baie van die psalms, ek dink Psalm 33 as ek nou reg is, wat beskryf dat hy sy hele skepping in die aarde in sy hand hou. As ons maar net dink, ons is 'n ou spikkeltjie in die groot heelal. Die aarde is 'n ou korreltjie, en daar's 'n groot wêreld en 'n ruimte en alles daar buite met planete en sonnestelsels, en so kan ons uiteindelik aangaan, maar God hou alles in die palm van sy hand. Dis hoe groot en almagtig hy uiteindelik is. En dan in vers 5 sien ons weer dat hy slaan die spyker nog bietjie dieper in, en hy sê, God het alles gemaak. God het die see gemaak, en God het ook die droë grond gemaak. En God is die God wat alle dinge geskep het, en dit is die belangrike, dit moet die gesindheid wees, waar ons uiteindelik ook na God toe kom. Dis wat vers 5 sê, ons moet voor hom neerbuk, en ons moet voor hom kniel, ons moet hom aanbid, omdat hy die koning van die konings, die God is, die enigste God is wat waarlik bestaan. Dis hoekom ons hom noem die alleen ware enige drie-enige God. Daarom behoort ons voor hom te kniel, hom te aanbid, hom te loof en te prys en te dank. En dan sien ons verder dat vers 6, soos ek gesê het, dis eintlik vers 6 wat sê ons moet voor hom neerbuk, ons moet hom loof en prys en aanbid. En dan in die laaste vers wat dit vir ons wys, vers 7, sê dan verder vir ons, hy is die goeie herder, die God wat ons laat wei en wat ons lei, en ons is sy skape, maar ook dat ons sy God is. So dis hierdie twee gedagtes. So ek wil amper sê, sou dit Dawid wees wat die groot waarskynlikheid is wat hierdie psalm geskryf, en dan sluit hy aan by Psalm 23, die Here is my herder. En die Here Jesus kom in die Nuwe Testament, en hy kom sê, ek is die goeie herder daar in Johannes 10, en julle is my skape. As julle werklik my skape is, sal julle na my stem luister, en julle sal my volg. En hierdie psalmdigter kom sluit aan daarby, of ten minste hy sluit aan by Psalm 23 en baie ander psalms, en hy gebruik weer eens hierdie beeld, maar wat dit ook vir ons hier moet duidelik maak, wat ook vir ons hier moet duidelik wees, is hy maak dit vir ons duidelik, ons is ook deel van God se skepping. En God is die getroue God wat nie sy beloftes verbreek nie, maar hy hou sy verbond wat hy gesluit het met Abraham, Isak en Jakob, die oorspronklike aardsvaders. Nou wat was daardie gelofte, daardie oorspronklike verbondsbelofte wat God aan Abraham gemaak het? Dit was 3 dinge. Hy het gesê, ek sal jou God wees, en dis wat ons in die besonder sien hier in vers 7, dat ek sal vir jou 'n God wees, ek is jou herder, ek sal jou lei. En dan het hy ook vir hom gesê, ek sal vir jou 'n groot nageslag gee, en hier sit ons weer eens, ons is deel van daardie nageslag van Abraham. En hy het ook vir hom gesê, ek sal vir jou 'n beloofde land gee. En al 3 hierdie beloftes is God nog steeds besig om te onderhou. Hy is Immanuel, God met ons deur Jesus Christus. Hy het sy Heilige Gees uitgestort om in ons harte te kom woon, om ons te lei en ons te rig. So hy is nog steeds ons God. Hy gee nog steeds vir ons 'n groot nageslag. Ons is nou deur die geloof kinders van Abraham. En hy gaan vir ons ook die beloofde land gee, ons beloofde land, die hemel, want Jesus het vir ons die dood oorwin, en hy het opgevaar na die hemel toe, en hy sê hy kom weer om ons te kom haal. En as hy getrou was deur alles, deur al die geskiedenis tot hier toe, dan kan ons weet, hy sal ook verder getrou wees om te doen wat hy gesê het. En wat ook belangrik is, soos ek gesê het, is dat Jesus het daar by die loofhuttefees, het hy nie net opgestaan en gesê, kom na my toe almal wat dors het nie, maar hy het net 1 hoofstuk verder in Johannes 8, het hy ook gesê, ek is die lig van die wêreld, en ek wil dit ook vir ons lees in Johannes 8 vers 12, aan die einde van hierdie selfde fees het hy gesê, ons lees dit, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld, en wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Nou moet ons onthou, hierdie loofhuttefees was 'n fees gewees waar hulle nou in tente en hutte ensovoorts gebly het, en dit sou tipies 'n fees gewees het wat daar was duisende fakkels gewees en duisende kandelare wat lig gemaak het.
En ek wil amper sê te midde of ten spyte van al hierdie fakkels en hierdie kandelare, al hierdie lig, staan Jesus weer op en hy sê, ek is die lig van die wêreld, julle moet my volg. En dit wys weer eens daarop dat voor alles gebeur het daar in Genesis 1 vers 3 het God gesê, laat daar lig wees en daar was lig. En toe uiteindelik, en baie sê daardie lig is juis Jesus Christus, die wêreld wys vir ons, hy is daardie lig wat uiteindelik na die wêreld toe gekom het in die Nuwe Testament. Hy wys homself deur te sê dat hy die lewende water is, dat hy die lig van die wêreld is, wys hy dat hy is hierdie selfde God wat alles gemaak het, hy is God wat alles in sy hand hou, hy is immers die tweede persoon in die goddelike drie-eenheid, God die woord, waardeur alles geskep is. En daarom is hy waardig om geloof en geprys en aanbid te word, juis omdat hy dit ook vir ons moontlik maak, soos ek verduidelik het, om tot God te nader, om God te loof en te prys en te dank en te aanbid. En daarom is die oproep van die psalmdigter dat ons God moet loof en prys en dank, want hy is die koning van al die gode, die koning van die konings. En hy is die een wat ons omstandighede verander. Ja, hy vat ons deur moeilike omstandighede, maar hy gee vir ons uiteindelik wat beter is. En ons moet vir mekaar sê dat dit is die moeite werd, al is ons hele lewe lank hier op aarde, die woestyntog. En ons beloofde land is eers wanneer ons laaste asem hier uitblaas, dan is dit nog steeds die moeite werd, dan verander God nog steeds ons omstandighede. En ons moet weet, dit kom nie deur onsself nie, maar dit kom deur genade alleen. Maar goed, en dit bring ons dan by die tweede hoofpunt. Ek het gesê, die psalm is in hierdie twee gedeeltes opgedeel. Die eerste is hierdie oproep om God te loof en te prys, en dan die tweede is waar uiteindelik God self sê, hou op murmureer, hou op kla oor alles, maar wees dankbaar. En ek wil dit so half omdraai en sê, ons moet sien, ons moet ophou om ontevrede te wees, maar ons moet dankbaar wees vir dit wat die Here vir ons gee, ons moet ophou om te kla. So ons sien twee name hier, wanneer ons van vers 8 af tot by vers 11 lees, wat prominent uitstaan. Die eerste daarvan is, as ons hier in vers 8 lees, dan sien ons, verhard julle hart nie soos by Mereba, soos op die dag van Massa in die woestyn nie. Nou Mereba beteken die woord letterlik, dis die naam van die plek gewees, en ons gaan nou sien hoekom, maar dit beteken letterlik om te rebelleer teen God. So wat het daar gebeur? Die volk was in die woestyn gewees, en hulle het dors geword, en toe rebelleer hulle teen God, toe sê hulle, ons moet maar eerder terug gaan na ons gevangenskap, toe na Egipte toe, want daar was ten minste water gewees. So hulle het gerebelleer teen God, en wat het toe uiteindelik gebeur? Kom ons lees dit hier, in Eksodus 17 vers 6 en 7. Ons lees hier, kyk, ek sal daar voor julle by die rots op Horeb staan. Dis wat God nou vir Moses sê. Dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uitkom, dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel, en die plek Massa en Mereba genoem, vanweë die twis van die kinders van Israel, en omdat hulle die Here versoek het, deur te sê, is die Here in ons midde of nie? So dit was die groot vraag gewees. So maar wat het gebeur? Weereens het God voorsien. Hulle kla, maar God het voorsien. Toe Moses op die rots slaan, toe het die water uit die rots uitgekom. En die Bybel maak dit vir ons baie duidelik. Wie is die rots? Jesus is die rots. Hy is die rots waarop ons kan bou. Dis hoekom hy sê, ek is die rots. Dis wat hy eintlik daar op die loofhuttefees sê. Hy sê, kom na my toe, almal wat dors het, en ek sal strome van lewende water uit julle binneste laat uitkom. En daai strome van lewende water verwys ook na die Heilige Gees wat uitgestort sou word, en wat uitgestort is, en wat nou in ons harte woon. En daarom sê hy eintlik, moenie so kla nie, maar wees bly, want julle het al reeds die belofte ontvang. Julle het reeds die geloof, julle weet ek is julle God, julle weet ek onderhou julle, en soos ek julle altyd onderhou het, sal ek julle ook verder uiteindelik onderhou. En dit geld ook vir ons vandag. Ons soveel meer het hierdie belofte, Jesus Christus het vir ons reeds kom sterf, hy het reeds vir ons kom oorwin, en ons weet ons gaan die ewige lewe ontvang, ons weet ons gaan hemel toe as ons in hom glo, en dis die wonderlike so, en dit maak alles die moeite werd, en daarom word ons ook opgeroep om te sê, hou op kla, maar kom ons draai die omstandighede om, kom ons wees tevrede, kom ons wees gelukkig, kom ons erken God as ons God,
En kom ons loof en prys hom uiteindelik in alles wat ons doen. En dan die tweede naam wat ons hier sien, is ook die naam van Massa, en dit beteken dat hulle God getoets het, soos wat ons hier gelees het, so met ander woorde, hulle het God versoek, is die ander woord. En dit sê ook, ons moet God nie versoek nie, so met ander woorde, kom ek gebruik die simpel voorbeeld, dit beteken, ons kan nie sê, God onderhou ons, maar dan loop ek as prins voor 'n kar, en dan ek sê, God sal my nou red nie. So dis om God te versoek. Maar daar is baie ander dinge in ons lewens, wat ons ook doen om God te versoek. Wanneer ons onsself in omstandighede sit, waar die sonde en die duiwel ons gaan vang. En dit is ook wat hier gesê word, verander jou uitkyk en verander jou gedagtes, moenie negatief word in jouself, wil ek amper sê, in die pad van die kar sit, of in die pad van die sonde, of in die pad van die duiwel sit nie, want as jou gedagtes en alles negatief is, as jy die hele tyd rebelleer teen God, as jy die hele tyd kla en kerm oor alles, dan gaan jou gesindheid negatief wees. So, die psalmdigter se oorspronklike oproep is loof en prys God, want hy is die skepper van alle dinge, hy is die een wat jou omstandighede verander, hy is die rots. So hou dit jou gesindheid, en moenie kla nie. Want wat is die uiteindelike hier? God sê ook vir hulle, dat hulle nie sy rus sal ingaan nie. Dit is wat gebeur het, die oorspronklike klomp Israeliete, dit is wat vers 11 sê, sodat ek in my toren gesweer het, waarlik, hulle sal my rus nie ingaan nie. So die beloofde land moet ons, soos ek nou gesê het, ook verstaan, dis hierdie tydperk van rus, wat die Israeliete ontvang het. Maar onthou die oorspronklike groep wat uit Egipte uitgelei is, hulle het soveel gekla en gekerm en gemurmureer is die oudtydse woord daarvan, dat hulle het nie die beloofde land ingaan nie, dit was eers hulle kinders, die volgende geslag, wat in die swaar omstandighede, in die woestyn gebore is, wat uiteindelik die beloofde land binne gegaan het. Maar daardie rus word ook vir ons geskenk, uiteindelik deur die Heilige Gees. Dis hoekom Jesus sê, hy sê ook, in die ander gedeeltes op hierdie selfde geleentheid sê hy, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek sal julle juk op my neem, en vat julle my juk, want my juk is sag en my las is lig. En dit gaan daaroor dat ons kan ons rus in Jesus vind. Ons hoef nie oor alles te kla nie. Ja, die lewe is nie maklik nie, maar God gebruik baie keer die woestyn omstandighede om ons juist te vorm, om ons sterker te maak. En hy lei ons deur dit, en dit is wat ons baie keer in ons lewens mis. Ons kla net oor die swaar en die moeilike tye, maar ons kyk nie vandag terug na gister toe dit so moeilik was, en ons besef maar ek is vandag hier, en God het my deur gister se swaar en deur gister se moeilik uiteindelik gelei om vandag hier te kan wees nie. En ek dink dis in 'n sekere sin wat die psalmdigter ook hier sê, en wat God ook hier deur die psalmdigter vir ons kom sê, is om te sê, hou op kla en murmureer oor die moeilike omstandighede, maar sien hoe God dit ook gebruik. En ten spyte van dit, kan jy jou rus vind, omdat jy weet, Jesus Christus gee vir jou die rus, hy is die rus van alle rus. En uiteindelik, omdat die Heilige Gees uitgestort is, omdat hy daai strome van lewende water in ons binneste is, daarom het ons rustigheid en vrede, en dit is wat rus uiteindelik is. Hoekom het ons rustigheid en vrede? Dit is wat Paulus skryf, hy sê, dis die vrede wat alle verstand te bowe gaan. En waaroor gaan dit? Van waar af kom daar die vrede? Dis omdat ons weet, Jesus Christus het reeds vir ons die werk gedoen. Ons kan nie, maar hy het alreeds, hy het vir ons sondes kom sterf, hy het met sy bloed ons sondes afgewas. Hy het vir ons op die 3de dag uit die doodheid opgestaan en vir ons die slawebande van die sonde, die duiwel en die ewige dood verslaan, en hy gee vir ons die ewige lewe. Dis nie iets wat ons oorwonder nie. As ons in hom glo, weet ons, dis 'n werklikheid wat ons sal ontvang. En daarom kan die swaar en die moeilike tye van hierdie lewe ook maar kom, maar dis nie vir ons so erg nie. Ons het rus en vrede in ons harte, want ons weet wat Jesus Christus vir ons gedoen het. En daarom wil ek maar net afsluit saam met die psalmdigter en sê, daarom het ons weer eens rede om hom te loof en te prys en hom te dank. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys, Here, dat ons in hierdie psalm net weer opnuut bevestiging kon kry van hoekom U die koning van die konings is, die enigste werklike koning. En Here, ons dankie dat
U ons koning is, dat U ons God is, dat ons U kinders, U diensknegte kan wees. Ja, Here, dat U elke dag in ons lewens aan die werk is, dat U elke dag, al verstaan ons dit nie, en al kom ons dit baie keer eers jare later agter, wanneer ons terugkyk op ons lewens, maar Here, dat U elke dag besig is, om soos wat Romeine 8 vers 28 dit ook sê, alles tot ons beste te laat meewerk, omdat U vir ons lief is. En daardie alles, Here, weet ons sluit in, die goeie en ook die slegte, die moeilike tye. En Here, daar wil ons opnuut weer vandag vra, werk met die Heilige Gees in ons harte, verander ons uitkyk, verander ons perspektief, gee dat ons brille van vrede, rustigheid en blydskap sal opsit, en dat ons met daardie rustigheid en vrede en dankbaarheid na die wêreld sal kyk, en dat ons soos wat hierdie psalmdigter ons ook oproep om te doen, dat ons U sal loof en sal prys en sal dank in alle omstandighede. Here, ons dankie vir die gawe van die geloof, ons dankie vir die Heilige Gees wat in ons harte werk. Here, daarom wil ons ook vra, vergewe genadiglik al ons vermenigvuldigende sondes, ons sondes wat elke dag meer en meer word. En Here, gee dat ons nie ondankbaar sal wees nie, dat ons nie sal kla nie, maar Here, maak ons blymoedig. Gee dat ons sal onthou en dat ons altyd sal weet wat Jesus Christus reeds vir ons gedoen het. En Here, gee dat ons ook op daardie manier uiteindelik lig en sout vir U in hierdie wêreld sal wees, dat ons die lig wat U uitstraal ook deur ons, dat ons dit sal laat skyn in hierdie wêreld, dat ons weer sal smaak gee in hierdie wêreld, dat ons U disippels sal wees, en dat ons U sal loof en sal prys, ook met lewens van dankbaarheid elke dag. Here, wees ook saam met elkeen wat siek is, elkeen wat beserings het, elkeen wat hartseer is, en elkeen wat deur moeilike tye gaan. Here, hou vir ons vas in U hand, maak vir ons gesond, bring vir ons genesing, lei ons en rig ons deur elke dag, dat ons werklik in alles wat ons doen, sal weet, U is die een wat ons ook, soos die goeie herder teen die bors vasdruk, wat ons vertroos, maar Here, ook die een wat ons weer die toekoms inlei, om na U stem te luister, om U te volg, en ons weet, Here, U lei ons ook na die waters waar daar rus is. U lei ons deur die dal van doodskade weer in die moeilike omstandighede, en uiteindelik ook, Here, soos wat die psalmdigter ons ook hier oproep en vermaan, lei U ons, soos wat Psalm 23 ook sê, na die huis van die Here, waar ons sal bly in lente van dae. Here, daarvoor wil ons U loof en prys en dank, en ons dankie daarvoor in die naam van Jesus Christus, ons koning, ons saligmaker en ons verlosser. Amen.